welkom by ons Woensdag oordenking. Ek hoor nou die dag dat iemand vir die redakteur van 'n bekende aanlyn koerant gevra het hoekom hulle nie meer positiewe nuus publiseer nie. En die redakteur se antwoord was skokkend. Hy het geantwoord, want die mense wil dit nie lees nie. Omdat hulle 'n aanlyn koerant is, kan hulle sien watter tipe nuusberigte die meeste gelees word. Die positiewe nuusartikels kry nie soveel aandag soos die negatiewe artikels nie. En hoe hartseer is dit nie? Maar geliefdes, dit is ongelukkig die realiteit. Ons as mense is geneig om op die negatiewe te fokus. Een negatiewe persoon in 'n vergadering kan almal in die vergadering moedeloos laat voel. 'n de-mekaar oggend kan sommer jou hele dag omkrap. Een kritiese opmerking het die vermoë om 10 komplimente te oorskadu. En dit het my dadelik laat dink aan Paulus se woorde in Filippense 4 vers 4 tot 8. Hy sê daar, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. En dan belangrik vers 8. Verder, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Rig julle gedagtes daarop. Geliefdes, wat hierdie woorde nog meer besonders maak, is die feit dat Paulus dit skryf terwyl hy in die tronk is. En tog praat hy van goed soos dankbaarheid en vreugde. Dit wys maar net vir ons, dat jou omstandighede nie bepaal of jy positief kan wees of nie. Dit beteken dat ons selfs in moeilike tye kan kies waarop ons gedagtes wil rig. Dis nie ons omstandighede wat ons gevange hou nie, maar ons denke. Paulus bevestig in hierdie teksgedeelte wat die moderne wetenskap en navorsing ook vir ons leer. Wetenskaplikes het ontdek dat dit waarop ons fokus die vermoë het om ons breine fisies te verander. Mense wat doelbewus fokus op dankbaarheid, hoop en positiewe dinge, skep letterlik nuwe paadjies in hulle brein. En hierdie nuwe paadjies help jou om 'n sterker, rustiger en gelukkiger mens te wees. Daarom is die vraag vandag, waarop fokus jy die meeste? Hoeveel keer 'n dag vang jy jouself oor iets kla? Sien jy die mooi dinge uit God se hand nog raak? Want dit waarop ons gedagtes rig, vorm uiteindelik ook ons harte.